dankie dat u gekom het en dat u ook inskakel oor die net by hierdie lewensvierende diens vir Jelena Gelderhuis. Soos op die program aangedui het, sal dit sonder aankondigings sal die program net rustig verloop. Ons sê vir die Here dankie vir iemand met soveel talent en gawes en die voetspore wat sy in elkeen van ons lewe gelos het. Ek moet eerlik sê, die note wat ons onthou, wat sy in ons lewens gaan, in julle lewens gaan weet. Sy is gebore 28 Augustus en oorlede 26 Julie 2026. Musiek was deel van Jelena se lewe en daarom begin die lewensvierende diens met Verdi se slawekoor. Die musiek vertel en gee stem aan die ballinge wat vasgevang is, weggevoer is en wat verlang om terug na hulle vaderland toe te gaan en na vryheid toe. Hulle lewe is vasgevang in terugslae, dood. Hulle vryheid is weggeneem in ballingskap. Maar soms gebeur dit ook by ons, dat in ons geval die lewe maar net 'n deel van ons so 'n bietjie vasvang. En soms in Jelena se geval ook ons beweging en ons stemme stilmaak. En dan verlang ons almal na die Vaderhuis, waar ons vry gaan wees, waar ons saam God sal loof en prys met musiek en met ons stemme. As gelowiges weet ons dat ons ewige tuiste nie hier op aarde is nie. Ons is op reis na die Vaderhuis. Ons vier vandag Jelena se lewe, wat hierdie spoor van liefde, musiek, kuier, diensbaarheid en omgee nagelaat het. Haar verlange is bewaar het. Sy is nou tuis by haar Vader se huis.
Madam sê goeiemôre. Is my groot voorreg om 'n huldeblyk vir Juliana te lewer. Daar sal agterna nog 'n huldeblyk wees wat meer van kollegas en ander mense ook gekom het. Nou, Juliana, soos julle net gehoor het, is gebore op 28 Augustus 1943 in Randfontein, dis naby Kreersdorp. Sy was die dogter van 'n Johannes Ludovicus Erasmus Smit, wat het hom Jannie genoem, en haar ma was Petronella Jacoba Bosman. Nou, beide haar ouers was onderwysers van beroep. Nou, wat interessant is, Juliana is vernoem na haar ouma aan moederskant, soos die tradisie ons nou altyd gewerk het. Maar ouma se name was Johanna Magdalena Bosman, gebore Nel. Nou, dadelik kan julle sien, dit is die Jo van Johanna en die Lena van Magdalena. En so is sy as Juliana geregistreer en gedoop. Net so kortliks, haar ouers moes nogal vir 83 jaar gelede redelik vrydenkend gewees het om toe al die verkorte naam te gee. En ek weet Juliana was baie gelukkig met haar naam, ek het haar eendag uitgevra daaromtrent. Nou sedert 1976 was sy lektriese aan die departement musiekwetenskap by Unisa. Haar proefskrif was oor die vokale werke van die bekende Afrikaanse komponis Arnold van Wyk. Nou, sy is getroud op 2 Augustus 79 in die NG Kerk Burgerspark in Pretoria met Daniel Gerardus Geldenhuys genoem Nieuw. Hy was my neef. Hy was ook 'n musikus aan dieselfde departement by Unisa. 'n Staaltjie in die verband is dat hulle uit hulle eie keuse nie in die tradisionele troukaart by die kerk opgedaag het nie, maar saam deur Pretoria se strate kerk toe gestap het, waar hulle ouers hulle toe ontvang het. Nou, hulle blommemeisie was Hanlie Smit, wat vandag ook hierso is. Hanlie het gesê, sy was toe maar 9 jaar oud, nie? Nou, saam met haar man het Juliana aktief deelgeneem aan internasionale akademiese musiekforums en kongresse. Hulle het meestal saam wêreldwys gereis na elke kontinent. Hulle plattelandse woning was in die piepklein dorpie Allemans hoe ek spreek het reg uit, in Frankryk, want dit was hulle Europese basis. Sy kon hulle avontuurlike studiereis ervarings in Kameroen en Mexico met kleur aan ons beskryf. As sulks was sy behalwe Engels ook vlot in Frans, Duits en Spaans. Sy word onthou as 'n skrander vrou met besondere klassieke musiekkennis. Op 24 Desember 2009 is Neil in Pretoria, soos sy maag altyd gesê het, in die tuig oorlede, na 'n vreemde longinfeksie wat hy waarskynlik opgedoen het op 'n vlug tussen Mexico en Parys. Na dese het Juliana besluit om te verhuis van Pretoria na Groenkloof George, waar sy baie gelukkig was. Sy het dikwels by familie en vriende gekuier, maar haar beweeglikheid is mettertyd opgekuil deur die knie. Kort na die knievervangingsoperasie 3 jaar gelede het sy 'n beroerte opgedoen wat haar spraak en beweging erg belemmer. Juliana is op Sondagoggend, dit was 4:15, 26 Julie 2026 oorlede te Groenkloof se Siekeboeg in 'n groot bergrivier. Ons sal meer uitbreiding gee net aan die ander huldeblyk. Dankie. Kom ons staan en bely ons geloof met hierdie wonderlike lied. Amen.
buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat U hierdie wêreld en ons en Juliana wonderlik geskep het. Mense besef nie altyd die grootheid van die impak wat mense doen in ander mense se lewens nie. Maar ook die liefde, die omgee, wanneer Juliana was baie lief om te gesels en te kuier. Ook haar kennis met musiek, daarvoor sê ons dankie, Here. En daarom vra ons ook, Here, dat U by elkeen van ons sal stil staan. Dankie ook die herinneringe wat ons het van haar. En dit vir ons by ons sal bly. Ons vra ook, Here, dat U woord sal oopbreek. En ons weet, Here, U is by elkeen wat treur, wat sy hart gebroken is. En U beloof, U sal vertroos. En U sal saam met ons die pad stap. En elke familielid, dankie, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. Psalm 92 is 'n wonderlike lied met musiekinstrumente, eintlik 'n danklied met wat sê ons gelowiges moet op die Here vertrou. En dit is op 'n Sabbatdag geskryf, die rustdag. Ons vier dat natuurlik Sondag en Jolene is op 'n Sondag oorlede. Het sy hierdie wêreld verlaat en in die ewige rus by God ingegaan. En dit is my so mooi simbolies dat die Here ook haar in hierdie rus ontvang het. Die opskrif in die 83 vertaling sê, groot is alles wat U doen. Psalm 92 kom sê, dat is goed om die Here te loof en sy naam te besing in die Allerhoogste. En baie keer dink 'n mens dit daaraan dat dit eintlik 'n baie diep belydenis is. 'n Baie diep, vir ons, as ons so vinnig lees, is dit net woorde. Maar ergens agter dit sit Dawid, wat ook 'n komponis was en hierdie woorde geskryf en 'n digter was, met hierdie diep besef. Ek kan sê 'n heilige oomblik. En hy besef hoe goed God is en hoe goed ons God kan vertrou. En soos ons almal weet dat iemand wat 'n meester is in enige rigting soos musiek sal gaan sit en as hulle in daai musiek begin speel is asof hulle in 'n nuwe wêreld kom en 'n nuwe ontdekking en net die grootheid begin raak sien in die heilige oomblik asof hulle van alles vergeet. En dit is wat hier gebeur. Dawid wat sê, toe ek stil word, toe ek musiekinstrumente uithaal, die harp en die lier, toe gaan ek in hierdie wegvoering, ek wil sê, hierdie geestelike ruimte van 'n heilige plek waar ek net besef, en ek gee alles in my musiek, en ek loof en prys die Here, en ek besef God se grootheid in dit. En dan onmiddellik hierdie dankbaarheid dat elke môre getuig van God, elke dag wat God vir ons gee, is 'n dag geskenk van die Here vir elkeen van ons. En elke keer as ons in die dag ook iemand het en verhoudings is verskriklik belangrik ook vir God en vir ons, dat ons juis in daai oomblikke net kan sê, Here, dankie dat ek weer vandag wakker geword het. Dankie dat ek weer saam met iemand kosbaar is, dat ek invloed hê kan hier in die wêreld. En vir 'n meester in musiek, dankie dat ek kan musiek luister, musiek kan speel, kan sing. Dan as mens wakker word, dan besef 'n mens die groot sorg en God se liefde om weer 'n dag vir jou as geskenk te gee. En die aand as dit stil word, daai wete dat God getrou was. En deur hierdie lewe wat dood en siekte en moeilikheid en alles het, dat God getrou was.
en God 'n mens vashou. En God getrou is om te sê ook, ek sal jou red. Ek is lief vir jou. As we nog verder kyk, dan besef mense in hierdie wêreld hoe wonderlik God ons gemaak het en hulle praat van die brein so 110 biljoen selletjies het. Maar nie net die brein nie, maar dat elke senuwee in mense liggaam is en hoe wonderlik God elke persoon gemaak het. En God ook vir Jelena, vir die familie en vir Neil gegee het. Dat hulle saam hulle lewe kon bou rondom musiek, hulle professie en hulle lewe en ook daai liefde en die gesels en kuier wat julle ervaar het. En die fenomenale musiek wat hulle kon maak. Maar dan ook uit die liefde uit dat God besluit het maar so ons as mens wat op die kleinste planeetjies in die sonnestelsel bly, een van biljoene mense is wat deur die jare geleef het. Hy elke mens raak sien en elke mens in 'n spesiale verhouding sit. En elke mens se hulpgeroep hoor en elke mens voorsien dat daai persoon ook kan groei en kan word en kan trou, maar dan ook die groot liefde van die Here om te sê, ek het my seun gestuur om in jou plek te laat sterf, sodat jy eendag, as jy glo, saam met ons almal in die hemel sal wees. En dit is nie net 'n transaksie soos ek dit sê nie, maar jy en ons kan soos musiek deel is van jou lewe, so leef die Here en die Gees ook baie keer in ons, en is nog baie meer daai rykdom van die Here by ons. En as mens gaan dink aan wat die Here gee en hoe die Here 'n mens gevorm het, wat die invloed van iemand was, wat ook in ons lewens was en ook in soveel ander mense se lewe, dink net vir een oomblik dat 'n dosent of daai kennis kon hê om 'n PhD te kon skryf, die beste musiek kon maak, en 'n student kan optel van daar af, en hy potensiaal van 'n student ontwikkel, wat ook 'n meester kan word. En kan saam sit en in 'n meesterstuk speel, wat iemand anderster begelei word, wat wêreldbekend is. Net 'n mensie, wat op een dag in Randfontein gebore is. En God sê, ek het daai mens so lief, dat sy saam met Neil, saam met al die gelowiges, eendag ook in die hemel sal wees, waar daar musiek sal wees, en lofprysing sal wees. En dan besef 'n mens, ons breintjie is bietjie klein, te klein om dit te verstaan, en dan besef 'n mens net, in hierdie wêreld waar dinge skeef loop, en dit baie keer lyk dat onregverdigheid wen, of die onregverdigheid van iemand wat beroerte kry en siek is, en al die gevolge wat julle as familie ook beleef het. Staan dit maar, toe maar my kind, sê die Here, ek regeer, en dit staan vas. Wat beteken dit? As mens na die Hebreërs gaan kyk, na hierdie gedeelte van, dat die Here van die krag gee, soos die van 'n buffel, en almal weet, die Kaapse buffel is 'n baie interessante dier. Hy kan regtig 'n buffel wees. Maar hy het geweldige krag en mag. Maar eintlik die Hebreërs sê dit so mooi, eintlik Hebreëus is 'n prentjietaal, en kyk net die prentjie, hier lê jy met jou horings plat geslaan, en die Here tel jou op, en gee vir jou nuwe krag om op te staan, soos die magtige krag van 'n buffel. Wat sê dit?
Dit sê dat wanneer ek en jy platgeslaan is, wanneer die lewe moeilik raak en ons deur moeilike tye gaan, die Here vir ons krag gee. En onmiddellik dink ons aan Psalm 23. Die Here gee nuwe krag. En U laat my oorwinningsfees vier, beteken ek gee vir my die oorwinning. En dit is baie keer 'n pragtige beeld van letterlik die duurste olie oor iemand se kop gooi en vier dat hy die koning geword het, die oorwinning behaal het. En dit is wat die Here doen. In ons oomblikke waar ons miskien nie kan praat nie en wanneer ons deur moeilike tye gaan, is hy die enigste God wat bereid is om ons op te tel, saam met ons te loop en 'n oplossing te gee vir ons lewens. Ook vir ons toekoms, ook na die dood. En dan hierdie pragtige beelde in die regterkant is die palmboom en die linkerkant is die sipres wat in Libanon staan. Hy sê maar, wanneer die Here betrokke is by ons lewe, sal ons groei, en party, hierdie bome is nie vinnige groeiers nie, hulle sal groei, en hulle sal uitstaan bo al. En was dit nie ook 'n kenmerk van Juliana se lewe, dat sy uitgestaan het bo die gemiddelde persoon, met musiek, en haar lewe, en haar wysheid. Sy het nogal baie wysheid gehad, en altyd sinvol gepraat, het ek ook gehoor. En dit is wanneer die Here se oog op jou is, en dan hierdie 14 sê, hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel. Dit is ook 'n taal wat sê, maar wanneer jy in God se teenwoordig is, help die Here jou groei en help jou uitstyg. En ek weet, in daai tyd wanneer Juliana universiteit toe is, en daai goed, was dit nie altyd maklike geleentheid vir dames gewees nie. Maar nogtans is sy uitstyg bo alles. En 'n goeie voorbeeld gestel van die lewe kan nou af en toe kom en moeilik wees. Want as mens kyk na 'n palmboom, dan staan hy in die middel van die woestyn. Uiterste koue in die aand, uiterste warmte. Sandstorms, sipres, hoë op rotse op die Libanon gebergte, waar sneeu, hitte, koue wind, alles is. Eintlik wat dit sê is, saam die Here sal ons opstaan. Al het ons die meeste hartseer en pyn wat ons baie keer ervaar. En dan, vers 15, sal van die ouderdom, sal dit toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees, soos in die 83 vertaling. En ek moet dit vertel, en baie keer is dit so, ek kom by Tannie en sy sê, Adrian, ek wil net hê dat jy moet weet, dit is my teks en alles, want ek dink nie ek gaan baie lank leef nie, en ek sê vir Tannie, maar Tannie is so 'n wonderlike mens, Tannie nog baie lank lewe. Sy sê vir my, Adrian, jy verstaan nie wat jy sê nie. Maar ouer ek word, verstaan ek 'n bietjie meer van die pyne en die goed wat saamgaan met ouderdom. Maar in die Bybelse tyd was dit dat die gemiddelde lewe 30, 35 jaar oud was. Party mense het hier tot 24 geleef. Was dit as jy lang lewe het, dan beteken dit die seën van die Here en die Here is tevrede met jou lewe en hy keer dit goed, daarom gee hy vir jou lang lewe. En eintlik is dit so 'n pragtige beeld wat ek wil antwoord daarop. Die lewe hoe ouer jy word is nie net 'n las en 'n verleentheid, maar is 'n besondere geleentheid dat jy self in jou vrugte van die ouderdom nog kan vrug dra en mense se lewens aanraak. Gaan sit net die een oombliekie en dink aan Juliana se lewe, wat sy vir jou gesê het en wat se verskil sy in jou lewe gemaak het.
En wat 'n verskil sy gemaak het tot 82. Net met 'n glimlag. En wat 'n verskil sy gemaak het om in Niels se lewe en hulle saam die lewe geniet het en al daai tipe van ding. En hulle opgestaan het en oral kinder op musiek was en ook studente se lewens positief beïnvloed het. Dan wil ek sê, wat 'n geleentheid is dit, dat ons vandag nog van God se goedheid en sy liefde kan getuig, en kan weet, wanneer ons hartseer is, te sê, die dood is nie einde nie. Die dood is maar net 'n deurgang na 'n nuwe lewe toe. En dan sluit hy af met hierdie wonderlike belydenis in hierdie lied. So blyk dit dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onregverdig is nie. Hy is my rots. Dis nie die Here wat mense se lewens vernietig nie. Dis baie keer ons gees is in sonde en ongebrokenheid in hierdie wêreld. God het liefde kom gee. God het redding kom gee. God het die dood verander in lewe vir ons. Sonde, stikkindheid in genesing en oorwinning. Trane sal afgedroog word. Daar sal nie meer pyn en lyding wees nie. Maar nie net hier vir nou, eendag in die toekoms nie, maar ook hier nou, dat die Here sê, in my teenwoordigheid sal ek jou help om te groei en uit te staan, soos 'n palmboom, sterk, hoog, wat lank groei. En dan kan ons sê, Here, in hierdie onsekere wêreld, is dit net U wat my vastigheid gee. U is my rots. En mag ons in hierdie hartseer tye ook net weet, die Here is ons rots. Ons kom met hom praat oor elke emosie en hartseer. Maar hy gee ons standvastigheid en krag om weer op te staan en voort te gaan en te bly glo. Amen. Kom ons sing hierdie lied. Ek sien 'n nuwe jonge kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer.
Ja, soos nou die volgende Hildeblyk, dit kom van Hetta Pieters daar van Pretoria en haar man het vir my die interessante Hildeblyk geskryf, baie dankie Hetta. Dr. Jelena Geldenhuys het haar loopbaan as musiekdosent by Unisa deurgebring, hoewel ons haar as vriende buite Unisa leer ken het. Sy het haar doktorale graad voltooi oor die werk van die Afrikaanse komponis Arnold van Wyk en het gereeld akademiese publiseer en aan plaaslike en internasionale kongresse deelgeneem. Ons het haar ervaar meestal aan die sy van Neil, soos wat hulle uit en om en by 30 jaar ook onafskeidbare reisgenote was. Ons onthou enerzijds die samesyn by hulle aan huis, haar liefde vir onthaal, haar sagte, innemende geaardheid en hoe dat sy die konstante steunpilaar vir Neil was. Jelena was saam met Neil huisvriende van ons sedert ons 24 jaar gelede in die woonbuurt Rietendal, Pretoria ingetrek het. Ek was met Henning Pieterse getroud en ons het 'n huis gekoop wat hulle twee vir ons raak gesien het, so te sê om die blok waar hulle gewoon het. Ons is menigmaal oorgenooi om by hulle te eet en te kyk, waar ons gesprekke dikwels oor die spektrum van letterkunde, musiek en van kuns gestrek het. Ons het Jelena leer ken as 'n kultuurmens waar sy saam met Neil 'n ryk kulturele lewe gedeel het. Behalwe haar akademiese loopbaan was sy ook 'n bedrewe musikant wat die klawe-simbol asook die blokfluit bespeel het. Ons het enkele kleiner konserte as gaste bygewoon waar Jelena en Neil beide op klawe-simbols gaste by spesiale ete by die Lombardies restaurant vermaak het met klassieke barokmusiek. Dan die dorpie Allemans waar Neil en Jelena nes geskop het in Frankryk, val binne die Dordognes, hoop ek spreek het reg uit, kosstreek, en so is ons ook bekend gestel aan 'n ryke verskeidenheid van kossoorte wat op die plaaslike markte beskikbaar was. Hier kon ons ook al die verskillende fasette beleef van die Franse kuns en kultuur. Weens hulle goeie kontak met die plaaslike inwoners het Jelena en Neil suksesvol kon bewerkstellig dat die burgemeester van Rieberak, die groter buurdorp, in 1999 'n groep Suid-Afrikaanse kunstenaars uitgenooi het om in hul kultuursentrum te kom uitstal. Om hierdie kulturele kontak verder uit te bou na Suid-Afrika het Neil en Jelena ook 'n groep Franse kunstenaars oorgenooi om in Suid-Afrika uit te stel. So is die uitstalling Passerelle Culturelle gebore. Ek het agterna gaan kyk, dit beteken die kulturele brug, kulturele koneksie. 'n informele internasionale geleentheid waar tydens beide Franse en Suid-Afrikaanse kunstenaars saam uitgestel het. My indruk was dat Neil en Jelena as egpaar gesoute reisigers was, wat mekaar dikwels op reis self fisies moes beskerm. Daar was 'n staaltjie wat Jelena met ons gedeel het van 'n sakkeroller wat 'n beursie by Neil wou gryp, maar Jelena het dit eenvoudig nie toegelaat. Ek dink is die Spaans en die Frans wat ek toe ingeskop het. Ons onthou Jelena as 'n besondere mens wat ten spyte van haar talente baie nederig was. Dit was besonder hoe sy wel haarself uitgeleef het binne haar studieveld, sowel as hoe sy en Neil aansluitings kon bewerkstellig tussen die plaaslike en internasionale kultuurwêreld. Sy sal nog lank onthou word en ek vermoed hulle vriendekring in Frankryk mis haar gewis word. Dan sluit sy af om te sê, rus en vrede Jelena, dankie vir al die maniere waarop jy bande tussen Suid-Afrikaners en Franse help versterk het. Hetta Pieterse. Nou, Hetta se eggenoot het vir my ook 'n e-pos aangestuur via Hetta. Hy sê, hy onthou hoe sagmoedig Jelena was, hoe sy geniet het om mense te onthaal, lekker kos te maak, en veral ook hoe sy die stille pilaar was vir Neil, wat die meer ekstrovert in die verhouding was. Baie waar. Sterkte aan julle, ek onthou haar met dankbaarheid as 'n spesiale mens. Daar was nog ander kort beriggies, maar is almal dieselfde strekke. Jy weet,
almal bevestig net wat ons reeds gehoor het, wat nogal 'n goeie getuienis is dat dit als waar is. Ek wil net afsluit met 'n paar bedankings. Die bedankings is ook gedruk agter op die program, maar ek voel ek wil dit lees om net so 'n bietjie meer emosie daarin te sit. Die Groene Kloof Siekeboeg wil ons se personeel wil ons bedank, want elke keer wat ek daar kom, het ek agtergekom met hulle haar met deernis versorg. Sy was nie net 'n nommer of so iets nie, hulle het regtig met deernis en empatie versorg. Vir Dr. Stella Harp en de Wit van Groot Brakrivier, ook vir hulle gewillige en bekwame dienste, en natuurlik vir dominee Adrian van der Kolf van Georgesbergse, wat 'n betekenisvolle diens saamgestel het. Die man het regtig baie moeite gedoen, want ek het hom gedurig gesê, wat van dit, wat van dat, hier sit en daar is dat. En hy het ons sinvol begelei vandag. Die diens was anders as baie ander begrafnisdienste, met die ingrepe van die liedere, Verdi se Aida, en ook dit wat julle net nou nog gaan hoor. Vir Paul Sluiter, Paul, baie dankie dat jy so hulpvaardig was om hierdie lewende stroming saam te stel, en dat ons weer agterna daarna gaan kyk. Hy was regtig baie behulpsaam ook geweest. Die begrafnisondernemer afkop vir hulle flinke diens. Julle het seker opgemerk dat die verrassings as staan reeds daar in daardie, wat noem die Engelse dit, 'n urn. Die Afrikaanse woord ontgrip, maar nou ekskuus staan hier nie. En dan wil ek ook vir Leon Ferreira, wat hier is vandag, van PSG bedank vir haar jarelange, hy was haar jarelange finansiële adviseur en ook Nielsen, en sy het net met goeie lof van hom gepraat. Dit kan ek onthou as mens en ook in die professionele hoedanigheid. So baie dankie Leon, en weet jy wat Leon als bygesit het nie, en weet my, as altyd 'n van Sail betrokke by enigiets en soos ek met van Sail getroud ook is. En dankie Handelie ook vir jou ook, die broerskind, wie deurgangs betrokke was om te help. As ek maar net gesê het, ek kom af, ja, kan sy my ergens ontmoet, kan jy dit doen, kan jy, ja, nee. Nooit was iets te veel gevra. Jy weet so, ek sal dit onthou. En Annelie, dankie dat jy die blomme ook gereël het, dit klink pragtig, en die program se laat druk en so meer, jy weet, dit word raak gesien. Die bure van Groenkloof hier in George, wat daar verblyf, ook hier baie gelukkig gemaak het. Dit het ek self by haar gehoor. So, sy was baie gelukkig, George. Dankie ook vir die gereelde besoekers wat van besoek het by George en Groenkloof se siekeboeg. En dan, ek wil ook die familie, vriende, oud kollegas en almal wie vandag of die diens bygewoon of ingeluister het. Maar laastens, en seker die belangrikste, baie dankie aan almal wat vir haar lief was. Jy weet, ek dink dit is pynlik om deur die lewe te gaan as jy nie mense het wat vir jou lief is. En so ek sê dankie vir die wat vir haar lief was. En natuurlik baie dankie aan ons Hemelse Vader wat ook vir haar aan ons gegee het as 'n gawe, as 'n geskenk. Grand woord vir gawe is maar 'n geskenk. Dat ons daai gawe ontvang het om deel van haar te wees. Net in kort, dit is nie hier by die bedankings nie, maar ek het net gedink, wat ek het vir Juliana die eerste maal ontmoet op my trou. Ek was sy en Neil nog nie getroud. Dit was in April 79. Juliana en Neil is blitsvinnig verloof en getroud in Augustus. Net 'n paar maande, 4 maande later is hulle getroud. So van daai tyd af was sy nou maar deel van
van ons familie en dit was eintlik 'n voorreg geweest om haar ook te kon ken in die familie te gehad. Dankie. En dankie vir jou moeite ook, jy het baie moeite gedoen. Net ietsie, dit kan gebeur dat die streaming net uitsny as gevolg van die kopiereg en al die goed. Die kopiereg sê in elk geval dat die erediens kan 'n mens dit gebruik vir privaat geleentheid, maar nou is die streaming na buite toe, dit is in elk geval. Ons het hierdie diens begin met 'n verlange, die verlange van mense wat na hulle vaderland verlang het. Ons sluit dit nou af met die Handelse Messias, die bekende Halleluja koor, wat verkondig van die finale koningskap en finale oorwinning van die Christus. Waar die slawekoor begin met 'n verlange na 'n vaderland en vryheid, eindig die Messias met die triomf van hoop, geloof en ewige lewe. In Christus is daar hoop, in Christus is daar lewe, in Christus is daar 'n Vaderhuis, in Christus deel ons in die oorwinning. Ons glo dat die laaste woord nie die dood is nie. Dit is definitief nie, maar die lewe, nie verlies nie, maar oorwinning. Nie afskeid vir altyd nie, maar belofte van 'n ewige tuiste by God. Ons dank God vir die besondere talentvolle Jelena, vir wie sy was en haar besondere talente en invloed en diensbaarheid en nederigheid. Sy sal voortleef in ons herinneringe en ons sal weer almal by God saam hom loof en prys met die instrumente, stemme, musiek, met die woorde Halleluja, saam met twee geliefde en talentvolle Geldenhuise.
Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u kinders nooit alleen laat nie. Selfs in die oomblik wanneer ons sterf, is u by ons en kom ons. Maar ook in ons lewe hier, Here, weet ons verseker dat u vir ons die krag en die oorwinning sal gee en dat u ons sal dra en ons saam met u sal uitstyg soos palmbome. Here, dankie ook vir die goeie herinnerings en die verhoudings wat Juliana met elkeen gehad het. En dat het ons ook aanspoor om 'n verskil te maak en vrug te dra, ook in ons verhoudings. Dankie vir die goeie herinnerings. En mag u as God die Vader elkeen sal beskerm en sal voorsien in ons lewens. Jesus Christus, die versekering wat ons het dat u die weg en die waarheid en die lewe is, dat ons almal op pad is na ons Vaderhuis, deur wat u gedoen het. En Heilige Gees lei ons en troos ons en versterk